Vanoggend wil ek regtig hierdie vraag net aan jou vra, en dit is die hele doel van hierdie oggend se tyd saam is, waarvoor wag jy? En dit is die vraag op my hart vandag, is like, waarvoor wag jy? Om te doen dit waarvoor God jou geroep het om te doen. Nou voor ons by die vraag kom, het ek met hierdie gedagte gesit, en ons het eintlik begin vandag, om net vir die Here dankie te sê, maar die gedagte in my hart was om sê, is jy nie dankbaar, Jesus het jou sonde vergewe nie? Want ek dink baie keer kom ons deur hierdie lewe en ek wou sê, life happens en die lewe gebeur, en ons kom op daai plek waar ons dink veral as kinders van die Here, ons is lank in die kerk en ons groei op in die Here, dat ek wil amper sê, ons dink, as ek in Engels kan sê, we graduate from the cross. Amper so op daai plek waar ons dink, maar ek is dankbaar die Here het my sonde vergewe, en dan kom ons op 'n plek waar ons amper dit beginne vergeet. En ons meet die liefde van die Here aan wat met ons gebeur, in plaas van wat Jesus vir ons gedoen het. Ons begin meet, is God vir my aan wat ek hier sien, in plaas van om terug te gaan na daai plek waar ons weet, die Here het vir my sondes gesterf. En deur die eeue heen, as ons kyk na mense wat die Here eintlik grootliks gebruik het, en 'n groot impak in die koninkryk van God gemaak het, is dit eintlik net mense wat nooit verby daardie punt gekom het nie. Dat of hy 50 jaar saam met die Here wandel, dat as jy hom na 50 jaar vra, kom hy nog steeds terug met trane in sy oë en sê, Jesus het vir my sondes gesterf. Hy het die prys vir my sondes betaal. Die Bybel sê in Romeine 6 vers 23, dat die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God, die ons sê mooi, the free gift of God. Hierdie gawe van God, die geskenk van God aan my en jou, is die ewige lewe. So hierdie prys vir die sonde wat ek en jy moes betaal het, wat die dood is, wat eintlik beteken om vir ewig van God geskei te wees, het Jesus vir my en jou kom betaal. En as ons daai uit oog uit verloor, is wanneer ons eintlik in die moeilikheid kom. Maar daarmee saam wil ek ook sê, wanneer die realiteit is, hy het vir my sondes gesterf, my daaglikse realiteit is so deel van my wese word, is dit wanneer ek nie kan ophou, stil bly oor wat hy vir my gedoen het. Statisties gesproke, meeste Christene evangeliseer net die eerste 2 jaar, nadat hulle tot bekering gekom het. So vir daardie eerste 18 tot 24 maande, nadat mense ontmoeting met Jesus gehad het, gaan hulle die wêreld in en hulle vertel almal wat Jesus vir hulle gedoen het. En dan raak ons slim. En dan raak ons in teologiese debatte, in gesprekke, en ons argumenteer oor goed wat eintlik geen ewigheidswaarde het nie. En ons verloor uit die oog uit wat Jesus vir my en jou kom doen het. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. So as ons kyk na hierdie, aan die een kant amper van die muntstuk, wil ek so sê, ons het hierso aan hierdie kant Jesus wat vir my en jou sondes gesterf het, hy het die prys vir ons sonde betaal, hy het sy lewe neergelê, sodat ek en jy kan leef. En dan aan die ander kant van die muntstuk sê die Bybel vir ons, dat wanneer ons hierdie genadegawe van God ontvang het, wanneer ons die geskenk van Jesus wat hy vir ons betaal het voor ontvang, word ons die geregtigheid van God in hom. Wat dit eintlik in eenvoudige taal beteken is dat of die implikasie daarvan is dat wanneer God na my en jou kyk, as ons weergebore is, sien God my en jou in dieselfde geregtigheid soos wat hy Jesus sien. Met ander woorde, in God se oë is daar nie 'n verskil nie. Ek sê nie jy is Jesus nie. Ek praat van geregtigheid. Net soos wat die Vader na Jesus kon kyk en geen sonde sien nie, dat in Christus Jesus kan God na my en jou kyk en besef, daar is geen sonde nie. Ek sê nie jy het nie sonde. Ek sê die bloed van Jesus bedek jou sonde, sodat God dit nie kan sien nie. Maak dit sin? Ek onthou 'n verhaal van wel, hy's nou 'n prediker, maar op daai stadium was hy 'n jong man, het Pieter is sy naam, en Pieter was in 'n diens gewees waar die prediker gepreek het oor you are the righteousness of God in Christ. Met ander woorde, jy is die geregtigheid van Christus. Dis wat jy ontvang het, en hy in sy gedagtes begin argumenteer, en hy sê, hy weet nie heeltemal of dit reg is nie. En hoe meer hierdie prediker aangaan oor die geregtigheid van God wat ons ontvang het, begin hy te dink en redeneer by homself, maar hierdie is godslasterlik amper. Om te kan dink dat God sien jou net soos wat hy Jesus sien. Hy sê, maar in daardie worsteling
kom die Heilige Gees en bring dit 'n oortuiging in sy hart in, dat hy het ontvang die geregtigheid van God. Dis wat Jesus vir hom kom doen het. Hy is geklee in die geregtigheid van God, sê die Bybel vir ons. Hy sê, en toe daai realiteit omtref, val hy op die grond neer, hy begin net te lag. Hy sê, en die hele diens deur die res van die diens, hy net gelê en gelag. En na die tyd kom die ouens na hom toe, want hy is enigste wat so gelag het, en hulle vra toe van hom, maar hoekom het jy so gelag? Hy sê, ek kon dit nie help nie. Toe die realiteit of die waarheid my tref, dat ek is die geregtigheid van God, het ek gelag vir die duiwel. En ek dink dis baie kere wat gebeur met my en jou, is dat ons begin besef, Jesus het die prys vir my sonde betaal, my sonde en my ongeregtighede is verwyder van my, ek is die geregtigheid van God, in Christus Jesus. Sonder hom is ek niks, maar met hom het ek alles. Dat ek kan begin besef, dat ons eintlik niks vir die duiwel aan my kan doen nie. Ek is in right standing with the Father. En baie keer gaan ons dan deur hierdie lewe en ek dink aan Paulus se woorde in Filippense 3 vers 5 tot 7. Paulus kom en hy praat oor hierdie hy gee eintlik, as ek Engels mag sê, sy credentials. Dis wat hy kom neer. Paulus kom en sê dis wie ek is. Hy sê ek is op die 8ste dag is ek besny. Hy sê ek is uit die stam van Benjamin, Hebreërs uit die Hebreërs, ek is uit wat die wet betref 'n Fariseer. Hy sê ek wat ywer betref 'n vervolger van die gemeente, wat geregtigheid betref onberispelik. Ek meen dit is nogals indrukwekkend vir iemand om boonbehalwe die feit van die natuurlike goed dat hy besny is en 'n deel of eintlik 'n Fariseer is 'n Jood van die Jode is, Hebreër uit die Hebreërs uit, kom Paulus en hy sê die woorde wat die wet betref onberispelik. Maar dan sê hy hierdie woorde in Filippense 3, hy sê, maar wat vir my wins was, het ek om Christus ontwil skade geag. Dink ons mooi, I counted it a loss. Met ander woorde, al hierdie goed wat ek gedoen het, wat volgens eintlik 'n godsdienst was gesê, dis wat ek moet doen om reg met God te wees. Toe Paulus se ontmoeting met Jesus het, toe besef hy, niks van daardie maak meer saak nie. Hy sê, I counted it a loss, ek het dit as skade geag. Wat eintlik gesê het, as hy sê, ek ag het skade is, dit hinder my om in die volheid te loop van, ek het niks om by te voeg nie. Jesus het my losgekoop. Sy bloed reinig my. Hy is my geregtigheid. Amen. So, met daardie agtergrond en daai alles is net 'n inleiding en 'n fondasie vir 'n hart wat ons voor God moet hê en besef, my sondes is skoon gewas, ek is die geregtigheid van God, niks kan ek byvoet of daarby wegvat nie, hy is my geregtigheid, ek staan in verhouding met hom, in verhouding met die Vader, dan kom Jesus en hy sê, of eintlik Paulus skryf die woorde, maar hy sê hierdie woorde, hy sê die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Dis Romeine 8. Wat beteken dit? Ons sê die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns en die dogters van God. Wat Paulus vir my en jou sê is dat die skepping daar buite, die wêreld daar buite, wag vir jou om jou plek in te neem wat God vir jou voorberei het. Dat daar's 'n wêreld daar buite, daar's mense daar buite wat wag dat jy uiteindelik sal besef wie jy is in Christus Jesus en jou plek opneem of inneem en wees wie God jou geroep het om te wees. Daar is mense daar buite wat vasgevang is in allerlei verslawinge, of het drank is, of het dwelms is, of het pornografie is. Daar's gebroke huwelike daar buite, daar's gebroke kinders daar buite. Daar is 'n gebroke wêreld daar buite wat wag dat jy eintlik sal besef wie jy is, sodat jy kan opstaan en 'n verskil kan gaan maak. Dit is die hart van God. Dat jy sal word alles wat hy jou geroep het om te word. Daar's 'n wêreld daar buite wat 'n verlange het, 'n reikhalsende verlange, 'n reikhalsende verwagting het, dat jy uiteindelik moet opdaag. So ek kom terug by my oorspronklike vraag wat ek jou wou gevra. Waarvoor wag jy? Want as jy in hierdie kerk vandag is en jy het jou hart vir Jesus gegee, beteken jy is gered, jy is weergebore. Hy het jou skoon gewas met sy bloed. Jy het die geregtigheid van God ontvang. God is aan jou kant, nie net aan jou kant, hy is in jou en met jou, saam met jou. Hy gee jou sy woord, hy gee jou sy gees. Dis die vraag wat ons vandag moet afvra, waarvoor wag jy? Ek dink aan die verhaal aan die man wat by die bad van Bethesda gelê het.
Jesus kom by hom, en daardie gedeelte is eintlik in Johannes 5, maar Jesus kom by hom en hy vra vir hierdie man, wil jy gesond word? Want die Bybel sê vir ons, 38 jaar lank is hy siek wat hy daar lê, en wag vir sy beurt om gesond te word. Jesus daag op 'n dag by hom op, en hy sê vir hom, wil jy gesond word? En die man se antwoord is hierdie, hy sê, Here, ek het niemand om my in die water te sit nie. Maar dit was nie die vraag nie. Dis nie wat Jesus hom gevra het nie. Jesus het vir hom gevra, wil jy ek met jou in die water? Hy sê, wil jy gesond word? Wil jy loop? En ek dink baie keer in ons eie lewens, ons wil hê, ons roep uit en sê, Here, gebruik my, en ons het die begeerte om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, maar in dieselfde asem het ons 'n verskoning. Ek hou van Leonard Ravenhill het 'n quote of wat ek aanhaal. Hy sê hierdie woorde, hy sê, are the things you're living for worth Christ dying for? Are the things you are living for worth Christ dying for? Ek dink ons moet begin besef, dit is goed om 'n goeie mens te wees, dit is goed om 'n goeie Christen te wees. Dit is goed om te gee vir mense. Maar ergens moet ons op daai plek kom waar ons begin besef, ek het meer as simpatie om vir mense te gee. Daar's bietjie meer as net simpatie. Net om jammer te voel, om iemand te sien wat, of hulle vasgevang is, of deur 'n krisis gaan, of wat ook al besig is om in hulle lewe te gebeur, ek het meer as simpatie om vir hulle te offer. Ek dink aan die weduwee vanaand, toe Jesus by haar kom, hulle is besig om haar seun op 'n draagbaar uit te dra, hy's dood, hulle is op pad om hom te begrawe. Bybel sê vir ons, Jesus kom en hy raak die draagbaar aan, wek haar seun uit die dood op, en gee hom terug vir haar. En dis die God wat ons dien. Maar Jesus het ook gesê, soos die Vader my stuur, stuur ek julle. Jesus het ook gesê, hierdie tekens volg hulle wat glo. Onder andere, hulle sal hulle hande op die siekes lê en hulle gesond maak. Waar verwag jy, kerk? Ek dink baie kere wag ons, ek weet nie of kom ons noem dit nou maar 'n herlewingsengel, een of ander engel moet kom en ons oor die kop tik en sê, nou het jy 'n spesiale opdrag, en dan wil ons iets vir die Here doen. Besef jy, en ek kom terug by Paulus. Paulus het sy ontmoeting met Jesus gehad op die pad van Damaskus, maar dis 'n hele klompie jare daarna, in die boek van Handelinge lees ons wat die Here sê vir die gemeente, sonder Paulus en Barnabas van my af vir die taak waartoe ek hulle geroep het. Wat baie mense vergeet, in daardie tussentyd, ek ken onthou vir 13 jaar, ek praat onder korreksie, wat ook al die tyd was, al wat Paulus, hy was getrou geweest met dit wat die Here vir hom gegee het om te doen. Hy het nog steeds sy tente gemaak, maar hy het nog steeds uitgegaan en gaan bedien. En ek glo regtig met my hele hart, dis die hart van God vir my en jou vanoggend. So ons sê, waar verwag jy? Dat ons, Reinhard Bonk het hierdie woorde so gesê, hy sê, is makliker om 'n voertuig wat beweeg te stuur. Wanneer ons beweeg is wanneer die Here ons eintlik begin lei en in 'n rigting instuur. Maar ek het nie 'n woord of van 'n engel af nodig om te weet die Here roep my om iets te gaan doen nie. Hy het klaar die woord gegee. Hy het klaar gesê, gaan dan heen en maak disippels. Of jy 'n dokter is, of jy 'n tuinier is, of jy 'n plammer is, of jy 'n motorwerktuigkundige is, niks van daai eintlik. Dis wat jy doen. Maar terwyl jy dit doen, maak die siekes gesond. Preek die koninkryk van Jesus Christus. Verteenwoordig hom in hierdie wêreld. En jy het nie 'n teologiese graad daarvoor nodig nie. Ek dink een van die goeders wat die Here regtig besig is, en waarvoor ek hom vertrou, is dat in die kerkwêreld, as ons nou maar in Engels kan sê, the man of God syndrome, dat die Here regte, is net die pastoor wat saak maak, en is die ou wat op 'n stage met 'n mikrofoon staan, maar ek kan vir jou sê, ek is net so gemaklik op hierdie stage, maar net so gemaklik op die straat, saam met boemelaars. Inteendeel, ek dink baie keer dat daai is meer vrug. Hy het klaar gesê, gaan. Hy klaar hierdie woorde, hy sê sy 12 apostels, hy sê, as you go, preach. Soos wat jy gaan. Met ander woorde, ons hoef nie te wag vir 'n Sondagdiens om die Here te ontmoet of 'n herlewing te hê nie. Ons kan uitgaan, ons kan Spar toe gaan, en selfs inkopies by Spar kan herlewing word. Die Here
ons het altyd hierdie begeerte om te sê dat die Here moet my seën. En ek hou daarvan, ek glo dit regtig met my hele hart dat God ons wil seën. Maar die woord van die Here was hierdie. Hy het gesê, I will bless you to be a blessing. Ek seën jou totdat jy 'n seën vir ander is. Sodat wat ook al jy deurgaan in die lewe, waarvoor jy die Here vertrou, want baie keer sit ons wil net sê, Here seën my. En die grootste begeerte daarvan is, Here seën my, sodat ek 'n mooi huis kan hê en 'n Mercedes ry, en dis waar ons hart is like, ek wil net geseënd wees. Maar wat as die Here jou regtig wil seën, tot op 'n punt waar jy 'n seën vir ander kan wees? Dat dit nie net meer saak maak dat jy kos op jou tafel het nie, maar dat jy kan seker maak 100 ander het ook kos op hulle tafel. Waar jy nie net jy 'n geseënde huwelik het nie, maar dat jy ander kan help om ook 'n geseënde huwelik te hê. Dat nie net jy kom ons noem dit in gesondheid wandel, of regtig die gesondheid hê wat die Here vir jou begeer, maar dat jy ander kan help om ook gesond te wees. Dit is wanneer jy 'n blessing beginne word. En dit is die hart van God. Hy sê, hy noem dit lig en hy noem dit sout. Beteken, jy word die verskil waar ook al jy beweeg. Kan jy jouself indink dat Jesus kom by iemand wat eintlik net hopeloos sonder raad is, dalk siek, dink aan die man by die bad van Bethesda. Imagine net Jesus by hom kom en sê, ek is so jammer vir jou. En hy dra hom en hy loop weg. Is liefde nie juist dat ons sal stop en 'n verskil maak in daai persoon se lewe nie? Of dit in die natuurlike is en of dit in die geestelike is. Dat dit wat ons kan doen, ons doen. Julle kyk my baie ernstig aan. Ek sal verwag, moet daarom 'n paar amen saam met hierdie wees, om sê, maar jy het Jesus. Ek moet mooi kanseltaal nou kies. Gee my oor. Alles wat jy nodig het om uit te kan gaan en 'n verskil te kan gaan maak, het jy reeds. Jy het nie nog 'n woord nodig nie. Dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef binne in jou. Al wat moet gebeur is, jy moet besef, God is met my, opstaan en 'n verskil kan maak. Ek wil vir jou 'n gedeelte lees, en as jy jou Bybel het, kan jy saam met my kyk. Dit is 'n belangrike gedeelte, Joshua hoofstuk 2, ons gaan net vers 8 tot 11 lees, maar ek dink hierdie is so eintlik net 'n ongelooflike skrif. Ek onthou toe ek die eerste keer geraak gelees het en gehoor het, ek kon amper nie glo wat ek lees nie. Joshua 2 vanaf vers 8 lees ons saam. En dit is die gedeelte waar die 2 spioene na hulle 40 jaar in die wildernis was. Kom ek gee net 'n bietjie agtergrond. Julle ken die gedeelte van die 12 spioene wat die land ingegaan het. 10 het gesê, hierdie is reëse wat in die land bly. Is wel 'n land wat oorloop van melk en honing, maar daar's reëse. Ons is so sprinkane in hulle oë. Joshua en Caleb, die enigste 2 het omdraai gesê, maar die Here gee hierdie vir ons kan dit vat. En julle weet dat die Here het toe nie toegelaat dat daai generasie in die beloofde land ingaan nie. Hulle bly in die wildernis vir 40 jaar lank. Na 40 jaar kom maar 2 ouens wat teruggaan in die beloofde land en eintlik maar net om weer te skeld wat daar aangaan, wat's besig om te gebeur. En hierdie 2 ouens is daar, hulle kom in Jerigo aan, die hele stad Jerigo is in rep en roer, dit is chaos in die stad, hulle soek hierdie 2 manne, en Rahab, wat 'n prostituut was, steek hierdie 2 ouens weg, wat op die einde van die dag eintlik haar lewe gered het. Maar Rahab praat met hierdie 2 manne in hierdie hoofstuk wat ons nou gaan lees, en sê iets baie indrukwekkend. Sy sê hierdie woorde, dit is Joshua 2 vanaf vers 8, hy sê, voordat hulle gaan slaap het sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê, so sy sê vir hulle hierdie woorde, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het, en dat skrik vir julle op ons geval het, en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle uittog uit Egipte laat opdroog het, en wat julle aan die 2 konings van die Amorite, Sihon en Og, oorkant die Jordaan gedoen het, dat hulle met 'n bandvloed getref het, toe ons dit gehoor het, het ons harte gesmeld, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie, want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Dit sê vir my, 40 jaar terug, wat Rahab hulle sê,
toe julle ingekom het en God vir julle gesê het, hier's vir julle 'n beloofde land, en 10 van die spioene omgedraai en gesê het, ons is so sprinkane in ons eie oë voor hierdie ouens, het daardie selfde mense wat hulle as reëse gesê het, hulle is te groot vir ons, hulle is te sterk vir ons kan nie hierdie doen nie. In daardie selfde tyd het hulle vrees in hulle harte gehad, hulle het nie meer moed oor gehad nie, hulle het self nie geweet wat om te doen nie, maar die Israeliete kon dit nie sien nie. En ek dink baie keer in my en jou lewe is dit dieselfde uitdaging, is dat ons gaan deur hierdie lewe en die Here gee vir ons hierdie amazing beloftes, ons ontvang profetiese woord van die Here roep jou tot die bediening en jy sal bediening hê, of die Here sê, hy sit sy gees op jou, jy sal profeteer oor ouens, hy sit sy woorde in jou mond, dat dit wat jy sê sal gebeur, wat in elk geval skrif is beloftes van die Here. Dat die Here roep jou vir 'n bediening, en nog meer as dat jy het die begeerte in jou hart om te sê, amper soos Jesaja, en sê, Here, hier is ek, stuur my. Eintlik wil jy sê, Here, gebruik my, hier is ek wil iets vir u doen. En die Here sê vir jou, daar's vir jou 'n wêreld. Gaan. En dan kyk ons na die reëse van die wêreld, dit wat so intimiderend lyk. My vraag is, waarvoor wag jy? Ek onthou toe ek en Margaret gesê het, ons wil kinders hê, was ek op 'n plek, ek sê, ek dink nie ons het nou al finansies daarvoor, en ek sal nooit my ouma se woorde vergeet. Sy kyk sy my so, sê sy, as jy gaan wag vir geld om kinders te hê, gaan jy nooit kinders hê nie. En ek wou vir jou sê, as jy gaan wag vir iets om te gebeur, voordat jy iets vir die Here gaan doen, gaan jy nooit iets vir hom doen nie. En die duiwel sal seker maak, jy sal nooit op daai plek kom nie. Alles wat jy nodig het, het hy reeds binne in jou gesit. 15de Junie, so 20 jaar gelede, sit ek 'n aand, die Here praat met my, op 'n stadium praat met my, hy roep my om in die bediening in te gaan, en vir 'n lang ruk wou ek nie, en een van die hoofredes daarvoor, baie eenvoudig was op skool het ek het nie eens mondeling gepraat nie. So as ons mondeling in die skool doen, ons moes praat vir mense, het ek my 0 gevat en ek het gaan sit. En ek weet vandag lyk dit soos, daai tyd was dit 'n kuns om my te kry om te praat, vandag is dit 'n kuns om my te kry om stil te bly. Maar op daai stadium was dit net waar ek was. Weer gesê, ek kan nie voor mense praat, ek kan nie 'n pastoor wees nie. Maar die Here het net nooit daarvan af weggaan gesê, ek roep jou, dis wat ek wil jy moet doen. Maar die Here begin iets en hy begin met my te praat, en dit was eintlik uit 'n Sondag erediens uit. Het ons 'n aanddiens gehad waar die kerk eintlik al die bedieninge waar hulle betrokke is binne in die dorp tentoonstel, en een van die oomie wat 'n baie groot mentor in my lewe was, oom Vincent, op daai stadium het ek hom geken nie, maar oom Vincent staan op en hy praat oor sy tronkbediening op Sondagoggend, en terwyl hy praat, sê die Here vir my, ek wil hê jy moet hom gaan help. En so 'n bietjie, seker maar, ek weet nie wat dit was, arrogansie aan my kant, ek weet nie. En ek kyk na hierdie en ek weet die Here sê, gaan help hom, jy moet Sondag tronk toe gaan. En in my hart is ek ek wil nie tronk toe gaan op 'n Sondagoggend. Ek was so die helfte van wat ek daai tyd was, ek sê vir Here, ek's 'n skraal wit mannetjie, ek gaan dit nie maak in die tronk om te gaan nie, en ek soek 'n verskoning, en ek draai om en ek stap na die pastoor toe, en ek gaan teken aan by die kameraspan. Dit is waar ek my naam opsit, en daai aand, soos ek sê, 15de Junie, sal dit nooit vergeet nie. Gaan slaap ek, en ek weet nie wat dit was. Ek weet nie of dit 'n droom was, of dit 'n visioen was, soos Paulus sê, of dit in die liggaam of uit die liggaam, ek weet nie wat dit was nie, maar ek weet daai aand, toe ek my weer kry terwyl ek slaap, stap ek saam met Jesus, en hy vat my deur die hel. En terwyl ons so stap, die gedeelte daarvan wat vir my die meeste uitgestaan het, was dat daar nie hoop is nie. Ongeag al die res, daar's nie hoop nie. Daar's nie hoop vir verandering nie. Met ander woorde, as jy daar is jy daar's nie 'n kans om uit te kom nie. Sien, in hierdie wêreld het ons altyd hoop. Al kry jy 'n doktersbrief, al diagnoseer hulle jou met 'n verskriklike siekte, in ons binne is daar nog steeds hoop, want jy weet, 'n wonderwerk kan nog gebeur. Ek spreek dit nie oor jou nie, maar al sou jy bankrot speel, daar's nog steeds hoop. Want iets kan nog steeds môre gebeur. Maar in die hel is daar nie hoop nie. En ek onthou, in daardie het ek het uit die tyd wakker geskrik, ek het eers my vrou verskree, want sy wou my nie help terwyl ek daar binne is nie, en toe ek eintlik by myself kom, sê ek vir die Here hierdie woorde, en sê, niemand moet soontoe gaan in die lewe. En Jesus antwoord my met hierdie woorde, as jy nie gaan nie, gaan daar mense daar wees wat nie daar hoef te wees nie. En daai volgende oggend, toe bel ek die oom en sê, ek kom saam met jou tronk toe vanaf. So baie van daardie een ontmoeting met die Here dryf my nog steeds. En baie keer sit ons en ons luister daarna en sê, maar dis amazing dat die Here vir jou so 'n ontmoeting gegee het. Aan die ander kant wil ek vir jou sê, dis eintlik 'n skande.
Want as ek die Here die eerste keer net gehoorsaam het toe hy gesê het, gaan tronk toe, was dit nie vir hom nodig om dit te doen nie. Partykeer moet ons net in gehoorsaamheid opstaan en sê, Here, hier is ek, gebruik my. My vraag aan jou vanoggend is, kerk, waarvoor wag jy? Wat is daar wat nog moet gebeur, voordat jy jou plek sal opneem en sê, Jesus, hier is ek, gebruik my. Ek wil 'n verskil in mense se lewens sien. Wie vat jy saam met jou hemel toe? Kom terug by Leonard Ravenhill se woorde. Are the things you are living for worth Christ dying for? Dan spandeer ons lewens, en ek nik geen promes, Here, jy gesê met 'n mooi huis, mooi kar, ek is dankbaar saam met jou. Maar as dit jou lewe begin consume, dat jou hele lewe draai op, waar gaan ek bly, wat gaan ek ry, wat gaan ek eet, waar gaan ek vakansie hou? Is my vraag aan jou vanoggend, kan jy daarna kyk en sê, sy moet werd dat Jesus vir dit gesterf het? Of gaan ons opstaan en begin besef dat eintlik al wat ek saam kan hemel toe vat, is die mense vir wie ek nou die geleentheid het om 'n verskil in te kan gaan maak. Dat ons op daai plek kan kom waar mense kan omdraai en sê, 20 jaar vanaf, 10 jaar vanaf, ek ken Jesus omdat jy die tyd gevat het om hom met my te deel. Of ek leef vandag, want 10 jaar terug was ek siek, en jy het na my toe kom en jou hand op my gelê en sê, kom ons vertrou die Here saam vir 'n wonderwerk. Ek kan vandag my kinders universiteit toe stuur, want 5 jaar terug toe het gelyk het of my besigheid misluk, het jy gekom en saam met my gebid en Jesus het vir my 'n wonderwerk gedoen. Wat is die verskil wat ek en jy maak in hierdie lewe? Ek gaan dit in Engels sê, if not you, who? Sê jy sê, wie gaan? And if not now, when? Wanneer? Wat moet Jesus nog doen? As jy vanoggend hier is, ek hou van Handelinge 4 en hiermee sluit ek af. Handelinge 4 vers 29, kom ons lees hom sommer. Handelinge 4 vers 29 het die disippels dieselfde probleem gehad. Handelinge 2 gee God vir hulle die Heilige Gees, en dan kom vervolging en mense wat hulle 'n bietjie dreig en intimideer. En die apostels dra hom, hulle doen iets amazing. Hulle bid hierdie woorde vir die Here. Hulle sê, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek. Terwyl onderaan sê, hierdie ouens sê, hulle gaan ons doodmaak, hulle gaan ons die tronke gooi, hulle gaan ons slaan. Sê, ons wil nie bang wees vir hulle. Gee ons 'n vrymoedigheid. Engels is mooi. Give us boldness to proclaim your word. En dan vra die Here hierdie woorde, hulle sê, deurdat u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van u heilige kind plaasvind. En daar dieselfde as ons sê, healing is maklik. Want is Jesus wat dit doen. Ek hou van wat hierdie gedeelte sê, deurdat tekens en wonders en genesing sal plaasvind in die naam van Jesus. Dis wat jy nodig het, kerk. Toe hulle gebid het, is die plek waar hulle saam was geskit en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en die woord van God met vrymoedigheid gespreek. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee om weer te vrees nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. En as jy vanoggend hier so is en saam met my voel en selfs as iemand wat in die bediening is, het ek hierdie vroeg in my hart gehad in die week wat ek weer gesê het, maar ek wil 'n verskil maak en ek wil 'n verskil sien. Ek wil 'n verskil in mense se lewens, nie dat hulle kan omdraai en sê dat Sean was oulik nie. Ek wil hê dat eendag wat ek voor die Here staan, moet hy vir my kan sê, goeie en getroue dienskneg. Oor min was jy getrou, oor veel sal jy aangestel word. You've been faithful in the little things. Al beteken het om, waar jy hierdie kerk vandag uitstap, net 'n oproep te maak na 'n vriendin toe om te sê, is jy okay? Kan ek saam met jou bid? Of na 'n vriend toe gaan wat jy weet gaan deur 'n moeilike tyd. En dit is altyd vir my interessant. Dit is gewoonlik, en dan praat ek spesifiek van die manne, dit is gewoonlik hierdie rowwe ouens wat jy dink, ek is te bang om met hierdie ou te praat, want hy gaan my 'n paar warm klappe gee. Dit is gewoonlik dans wat die hart seil wanneer jy saam met hom bid. So ons gaan die Here saam met jou vertrou. Het is mooi om simpatie met mense te hê, maar jy het meer as simpatie om te gee. En as jy vandag hier so is en jy sê, Here, ek weet nie eens wat ek het om te gee nie, maar ek gee my lewe, gebruik my om 'n verskil te maak in mense se lewens.
En ons wil hierdie Handelinge 4 gebed bid, wil ek jou vra om saam met my te staan, en hiermee sluit ons af vandag. As jy vandag sê, Jesus, gebruik my. Hier is ek gee U my lewe, ek lê my lewe neer, ek lê my wil neer, ek wil hê dat ek en U 'n verskil in Kimberley kom maak. Gaan ons hierdie gebed saam bid vanoggend. Hier is nie 'n bekeringsgebed om my hart vir die Here te gee nie. Ons bid vandag en sê, Here, ek gee U my lewe. Ek lê hom neer, gebruik my, soos U wil. Of die Here sê, gaan bedien in 'n tronk op 'n Sondagoggend, gaan bid vir die siekes in die hospitaal, gaan gee vir die boemelaar op die straat waar dit koud is 'n koppie koffie, gaan bid vir 'n vriendin, bedien die kinders, wat ook al Here op jou hart lê. Maar maak jou hart op vandag en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Vader, soos wat ons vandag hier so staan, sê ek vir U dankie vir elke persoon sê ja. Dat ons staan vandag om te sê, Here, nie my wil geskied nie, maar U wil geskied. Bid ons vandag, Here, vir 'n boldness, vir vrymoedigheid, dat ons vertroue in U sal hê, godly confidence, in U woord, U beloftes, en in die werking van die Heilige Gees. Here, ek bid vir elke een wat voor my staan vandag, dat U besonder U Gees op hulle sal uitstort, dat hulle sal uitgaan, Here, en U woord met vrymoedigheid sal spreek. Here, of dit 'n braai is en of dit by Spar is, om te kan sê, so sê die woord van die Here. Here, dat mense sal tot bekering kom, dat genesing sal plaasvind, dat mense uit die dood uit sal opstaan, dat hulle wat dood is sal leef, dat hulle wat siek is gesond sal wees, dat hulle wat vasgevang is vry sal wees, dat ons sal uitgaan en kan weet, dat Kimberley sal omdraai en sê, werklik waar, hierdie Christen is 'n God leef. Tot die eer en verheerliking van die naam van Jesus bid ek dit vandag. Here, ek vra dat selfs soos wat ek vandag, for everyone under the sound of my voice, Lord, that you would speak to their hearts. Lord, you have a calling and a purpose, a destiny. You have died for them. En as U vir hulle gesterf het, Here, hoeveel te meer sal U nie al hierdie ander dinge byvoeg nie. Bid ek vandag, Here, daardie bediening wat U vir elke ene, the ones that you've earmarked for them, Lord, speak it to their hearts now. Show it to them, reveal it to them, Jesus, so that your name will be proclaimed, that your name will be lifted up, and that you will be glorified. Dit is ons gebed, ons begeerte vanoggend, dat U naam opgelig sal word. In ons families, in ons huisgesinne, in ons kinders se lewens, ons vriende se lewens, en in ons dorp, en die mense in ons dorp, Here, dat Kimberley werklik waar God se dorp sal wees. Dat mense sal omdraai en sê, my dorp is God se dorp, en in hierdie dorp maak ons 'n verskil, in Jesus naam. Vader, ons gee U al die lof, al die eer. Vandag lê ons elke verskoning neer. Ons lê die pornografie neer, Here, because it's not worth it. We lay down the addictions, because it's not worth it. Ons lê elke verskoning neer. I thank You for godly confidence to proclaim Your word. In Jesus' mighty name I pray. Amen en amen. Kan ons Jesus 'n hande klap gee?